Goeiemôre gemeente in Christus. Ons is vandag besig met Paulus se derde sendingsreis waar hulle by Efese aankom, een van die grootste stede van die Romeinse Ryk. Gaan lees vandag Handelinge 19. Efese was die tuiste van die tempel van Artemis, een van die 7 wonders van die antieke wêreld, wat 'n reuse tempel 4 maal groter as die Parthenon was. Die hele stad se ekonomie het om hierdie afgodsverering gedraai, met silwermakers of 'n silversmid wat klein modelle van die tempel aan pelgrims verkoop het. En kyk wat gebeur met Paulus hulle se werk in Efese, te midde van hierdie dominante afgodpraktyk. Versprei hulle die evangelie so kragtig, dat mense hulle towerboeke openlik verbrand. Boeke ter waarde van 50.000 silwerstukke, soos ons lees in vers 19. En Lukas som die kragtige werk van die evangelie op met hierdie woord in Handelinge 19 vers 20. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Die evangelie het soos 'n veldbrand deur Asië getrek. Maar dan kom daar 'n oproer. En let weer op die motief van die oproer. Dit is ekonomies. Dit het die sake van die beeldmakers geraak. Demetrius, die silversmid, roep sy mede-ambagsmanne bymekaar en sê in vers 26 tot 27. Hierdie Paulus sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Ons bedryf is in gevaar. En dit veroorsaak baie vinnig 'n oproer en vir 2 ure lank het 'n skare geskreeu. Groot is Artemis van die Efesiërs. Dikwels in Paulus se sendingsreise merk ons op, wanneer die evangelie regtig wortel skiet, raak dit nie net harte nie, dit raak markte, magstrukture en mense se beursies. Egte bekering kos die wêreld iets, en daarom is die teenstand so groot. En dit is die belangrike les wat ons in Handelinge 19 en by Paulus leer oor God se koninkryk. Sy koninkryk heers nie met geweld of politieke mag nie. Lukas wys juis dat die Christene nie die onrusstokers was nie. Die stadsklerk self spreek Paulus hulle vry binne in hierdie onrus. Die punt is dat die evangelie versprei deur veranderde lewens, nie deur magsgedrewe opstande en optogte nie. So vra jouself vandag, waar sien jy vandag soortgelyke gedrag van opstande teen die waarheid en hoe kan die evangelie 'n rol in dit speel? Dink ook wat jou rol in die verspreiding van die goeie nuus kan wees en hoe lyk evangeliese gedrag? Kom ons bid saam. Here, laat u woord weer soos 'n veldbrand deur ons gemeenskappe trek. Gee ons die moed om op te staan vir die waarheid en u goeie nuus, selfs wanneer dit iets kos. Laat u koninkryk groei met krag tot eer en verheerliking van u naam. Amen.